Jy hallo, hallo, hallo. Yes. Hallo. Kan jy ons hoor? Yes, ek kan julle hoor. Hallo. Hey. Welkom, welkom, welkom. Dit is 'n groot moment vir ons, episode nommer 4 en ons het ons eerste gas. Ons gaan hom actually nie ons eerste gas noem nie, ons gaan ons actually ons eerste test dummy noem. Okay. Welkom, Dis reg. welkom. So ja, ons het vanaand vir JG Du Plessis wat saam met ons is. Ons het actually nou 'n bietjie voor die tyd gepraat omdat ek het probeer dink van waar ken ek vir JG? So ek ken nie eintlik vir JG van skool af nie eintlik van college af nie. Ons mekaar eintlik nog nooit raak gedrink ook nie. En toe het hy my nou 'n reminder gegee van waar ons mekaar ken. En is eintlik so ongelooflik om te dink dat ons nie eintlik vriende was nie, maar ons paadjies het gekruis en ek dink dit is deel van sy storie vanaand. Actually hoe ons van mekaar geweet gekom het en actually hoe hy my ook inspired het. Toe hy die eerste keer genoem het dat hy daai journey loop van om waar hy drank gebruik het, ophou gebruik het en actually die awesome dinge wat daarna met hom gebeur het. JG is ook 'n sielkundige. So ek neem aan hy het so 'n paar lekker brokkies wat hy ook vanaand met ons kan deel. Ja, Goed, welkom. dankie. Ek dink Dankie. die moeg, hy het 'n paar rowwe dae agter die rug. Het jy nou vir my 'n vraag gevra want ek is nou nie seker of ek dit moet respond nie. So, want nou sit hierdie awkward silence en jy gooi my onder die bus, ek is moeg, jy weet. Definitief nie. Dis hoekom ek 'n nota gemaak het aan almal wat luister. JG is moeg. Uh, So ja, hy het nog hulle 'n paar rowwe dae agter die rug, maar as jy met commit, ehm dan hou jy by jou commitment. En al is JG hoe moeg, hy nog steeds besluit om ons vanaand te join. En ek dink regtig waar sy storie is merkwaardig. Ek glo elke persoon sal vanaand iets jy kan uitneem. En hy gaan dit vanaand met 'n oop hart met ons deel. So ek dink die eerste ding wat ons altyd mee begin is een vraag en ons kan dit dan van daar af vat. So ons vraag aan jou JG is dat as jy 'n bietjie so agtergrond kan gee van jou storie, jou lewenslyn en hoe jou verhouding met drank was. ja, so kyk, ek dink dis eerstens net belangrik om te sê ek is maar net 'n gewone persoon. Nooit 'n official diagnosis met alkohol gehad of so nie. Obviously ken ek die diagnosiese kriteria daarvan en jy weet ek het baie meer te doen gehad. Maar ek dink ek was maar soos baie ander mense eintlik maar in denial daaroor. Ek het groot geword in 'n baie goeie huis, 'n gesonde huis. My pa's ook 'n sielkundige of hy het nou afgetree. Um met goeie waardes, maar ek dink ek het nog al die jare in 'n kultuur groot geword, veral ek dink is maar ons Afrikaner kultuur waar drankgebruik baie genormaliseer was. So baie ander dwelms was so half gesien as taboe, maar alkohol was okay en dit was so half die ding as jy 18 raak kan jy begin drink. Jy weet so ewe skielik gaan jy van Dis 17 en 'n half jaar waar jy glad nie mag drink nie, maar as jy 18 is dan kan jy doen net wat jy wil. Jy weet so en dit was maar eintlik maar net baie normaal. En ek dink nie ouers het ook altyd geweet hoe sulke goed te hanteer en so aan nie. Ja, so ek sal nie sê ek was 'n ou wat baie drank misbruik het op skool nie. Ek dink later in my lewe het ek maar probeer uitstyg en baie seer gekry deur mense wat eintlik maar soos grootendeels van my eie skuld en ontdekkingsreis was en iets probeer wees wat ek nie is nie en baie geworstel met 'n innerlike ek. En dit het my aanleiding gegee tot gedeeltes waar ek drank misbruik het en sulke goeters en jy om dom besluit. begin drink eers op college of na skool. Nee, ek het begin drink in matriek, jy weet, soos ek sê mos ek en my beste pel van skool het een aand, jy weet, ons eie bottel brandewyn opgedrink, jy weet, en baie skade gemaak op die dorp se rugbyveld na die tyd, jy weet, soos die sportgronde.
En ons moes die volgende oggend gaan rugby speel. Het my broer was die losskakel en hy was die skramskakel. Ja, En my broer sê hy het nooit die bal gekry nie. Jy weet, so dis dit gepaas. dis waar ek en Dani begin het. Wait, jy my hoor? Yes. Okay, excuse. Okay, gaan aan, sorry. Ja, so ek het geëksperimenteer, maar na daai keer wat ek brandewyn gedrink het, was ek eintlik so half afgesit. So ek was maar op universiteit eintlik maar 'n bierdrinkertjie en jy weet, bier was maar die goedkoopste ding en miskien 'n bottel rooiwyn, 'n goedkoop bottel rooiwyn of jy weet, so iets. Maar ek sal nie sê ek was ooit 'n ou vir harde hout nie. Ek wil nie my dorp waar ek bly onder die bus ingooi nie, maar ek dink dit het seker maar grootendeels Ja, ons viewers is nog min, so jy mag dit doen. ja, so ek het die dorp waar ek toe begin praktiseer het as 'n sielkundige het ek eintlik maar grootendeels begin om regtig te drink. Jy weet, en die ouens het vir my gesê hulle gaan my convert op brandewyn en ek het vir hulle gesê hulle gaan nie en hulle het. En ja, ek het in die proses het ek maar baie skade gemaak met familie en vriende en sulke goed en dis maar die hoofrede hoekom ek opgehou. Daar's 'n vraag wat ek vir jou wil vra en ons het dit al in vorige episodes opgebring. En dit is die feit dat die voorbeeld wat as ons as kinders gesien het deur ons ouers en die stories wat ons gehoor het van hoe lekker dit was toe hulle jonk was en gedrink het en al die kak wat hulle aangejaag het en dink jy daai stories speel 'n rol in die subconscious van hoe ons alkohol sien en dan na alkohol te beweeg in die toekoms? Ja, 100%. Ek kyk nou nog, jy weet, soos dis vir ek kry baie ouer mense wat vir my nou nog sal sê, jy weet, hulle wil alkohol los, maar hulle weet nie hoe nie, of hulle doen dit vir 'n maand of so en dan jy weet, hulle sal vir my sê hulle het nie 'n alkoholprobleem nie, maar tog kan hulle dit nie vir langer as 'n maand los nie. Dit was baie genormaliseer van die goeie tye. Daar's 'n assosiasie en ek dink dis belangrik om dit te noem. Daar's 'n assosiasie dat drank vir jou confidence gee en good times gee en al die lekker goed gebeur rondom die alkohol. Nou een van die goed wat ek gesien het is ek weet nie of julle dit al gesien het, die Jordan Peterson het so 'n video uitgebring op 'n tyd waar hy gesê het jy moet letterlik as jy drank los, moet jy letterlik 'n mind shift maak. Jy moet alles, die manier jy alkohol sien, jy moet letterlik alles rewire. Nou ek dink dit het my so 6 maande gevat om daai te kom. Soos basically deel van my storie. Sorry ouens, ek loop nou sommer net met die ding, maar Ons hou daarvan. na 3 maande toe gaan ek op 'n uitreik want ek het eintlik in die begin van 2023 het ek my hart weer vir die Here gegee. Ek het weer 'n recommitment gemaak want ek het maar net baie nonsens aangejaag. En toe het ek gevoel die Here het vir my geroep om op hierdie uitreik Mosambiek toe te gaan en ek gaan toe saam met 'n ongelooflike groep mense. Wat se jaar was dit? Mosambiek toe. Van Waar was dit? 2023. So ek basically voor ek nou vergeet het ek wou sê, maar ek het amper in einde 2022 het ek doodgeskok. Jy weet, soos ek het opgetree by 'n show, ek is mos 'n musikant ook en toe het ek amper doodgeskok en toe besef ek soos jy weet, ek het nie eintlik vriende nie en al die my drink buddies is die Jenny en Pelle gewees en as hulle dit nou hoor dan weet taaf, maar hulle was nie regtig Pelle nie, jy weet en hulle was nie regtig daar vir my en so aan nie. Ek was ook nie daar vir hulle nie. Ek dink net ons is net 'n klomp mense wat saam gedrink het en vir mekaar beloof het ons is daar vir mekaar, maar ons was nie daar vir mekaar. Ja. So, toe begin 2023 en ek het regtig gedink is niemand in die dorp om my te support nie en toe ontmoet ek een van my mentors, Bou de Klerk, wat ook pastoor is en so aan of hy hou nie daarvan homself pastoor te noem nie. En hy begin toe 'n pad in my stap en toe gaan ek saam met hulle op hierdie uitreik en toe die 3 maande kerf kom en ek so op hierdie uitreik want ek het die 16 April opgehou drink. Ook 2 die oggend wakker geword in 'n tent met iemand wat my daar gesit het waar ek uitgepaas het eers. Jy weet, dan is jy omtrent bier gedrink en laat jy uitpaas van bier my broer. Nee, Tom, dit was brandewyn en shots. Okay. So jy was nie convert. Maar in elk geval. So daai ou het ek het baie respek vir die ouetjie wat dit vir my gedoen het. Hy hou nie daarvan dat ek hom heeltyd bedank vir dit nie, maar dit was vir my 'n groot shift in my lewe. En
ek het nooit besluit die 16de April, die volgende dag toe ek wakker word, dat ek net gaan ophou. Dit was maar 'n proses. Maar anyway, wat ek wou sê, gaan toe op die uitreik en na 3 maande wou ek toe sit ons in Botswana op pad terug Suid-Afrika toe en ek roep toe vir Bou eenkant toe na my hotelkamer toe. En ek sê vir hom Bou, maar ek dink ek kan nou weer drink. Ek dink ons kan maar 'n bier drink vanaand want almal op die uitreik gaan nou vanaand 'n bier drink. En ek sal sê dit was die groot shift vir my want Bou sê toe vir my, "Jeggie, ek dink jy is reg nie." Jy weet, en dit was nie lekker om te hoor nie, maar hy sê toe 'n ding wat baie belangrik is. Hy sê toe ek is bereid om vanaand saam met jou niks te drink. En ek sê toe vir hom nee, dis nie nodig nie. Jy weet, ek het klaar by die restaurant gehoor hulle het nie non-alcoholic bierie. Toe sê hy maar kom ons, want ek is toe nou lus vir 'n bier, jy weet, daai smaak van bier. Baie ouens sal vir jou sê nee, ek los sommer alles. Maar ek drink nog 'n Heineken Zero want ek like die smaak van bier. So ek wil net share met jou daai jeuggie. Ek het vir die eerste keer in 4 jaar vandat ek ophou drink het ek nou eers die Saterdag toe ek die reis gedoen het. Toe het hulle ook 'n bier na die tyd gedrink. En ek dink vir myself, en hulle vra toe wil jy nie miskien 'n non-alcoholic bier wil hê. So dis en ek sê toe ja. Ook 'n En Heineken. dit tops, né? Is lekker. Goeie genade. Ek het hoendervleis tot in my klein toentjie gekry. Toe besef ek weer, daar's nie 'n manier dat ek ooit weer sal kan drink. Daar's nie 'n manier. Nie as 'n non-alcoholic, met daai gevoel wat dit vir my teruggegee het. O, genuine. Ek hou weer van die non-alcoholic bier, maar okay. Nee, wat ek bedoel is, dit is flippend lekker, maar dit my dadelik teruggevat na die gevoel van drank. Ja, ek het gelees party mense werk dit, ander mense werk dit nie. Dis maar 'n persoonlike ding. Ja, so ek dink dis interessant soos ek dink vir my omdat ek so baie by show speel waar mense drink en mense wil heeltyd vir jou shots koop en sulke goed. Is dit maar die maklikste net vir my om te sê ek drink 'n non-alcoholic bier want dan het ek iets in my hand. Ja. Ek voel deel van die vibe, maar ek kry nie alkohol in my system nie. Ja. Jy weet maar by die huis ons het nie non-alcoholic bier nie. Dis letterlik net as ek uitgaan. Maar dit is vir my baie lekker as dit warm is en jy is dors, maar dis iets wat ek in die begin meer gereeld gedoen het. Toe ek opgehou drink het om dit te manage. Nou is dit eintlik maar net as ek by shows is en sulke goed. Per geleentheid. Ja, maar in elk geval ek en Bou gaan toe na die drankwinkel toe. Ons kry toe daar Bavaria of iets. Dit was nie baie lekker nie, maar ons kry toe dit 'n restaurant sê ek kan dit invat. En ek drink toe dit vir die aand en dit was nou nie die greatste nie, maar toe begin die mind shift en ek dink hier na 6 maande toe begin ek regtig verstaan, jy weet, my mindset het begin kweek. Alcohol is only poisoning on your brain, jy weet. So ek glo dit vas dat daar's niks positief van alcohol nie. Ek glo vas jy besoedel net jou brein, jy weet. Ek glo dit laat jou net swak besluite maak. Ek kyk byvoorbeeld hoe confident ek nou is vandat ek ophou drink het en ek bedoel niemand kan met my daaroor redeneer nie want ek is 'n musikant wat heeltyd voor mense is, ek is 'n sielkundige. So moenie vir my sê jy is meer confident op alkohol nie want jy kan nie iets wat jou onderdruk of 'n pacifier het gebruik as iets wat vir jou meer confidence gee nie. Dit laat jou net minder inhibisies voel. Ja. Maar dit kan meer confident maak nie. Maar so ek dink hier na 6 maande het ek besluit ek haat alkohol. Jy weet, soos ek haat dit, ek haat wat dit my laat doen het. Daar's goed wat ek voel uit respek uit vir my familie wat ek nie hier sal noem nie. Maar ek het my ouers en my broer onder andere het ek baie seer gemaak en sy vrou en sulke goed soos hoe ek met hulle met my mond beklei het en jy weet goed wat ek gesê het en nie gedink het nie. Omdat dit uit 'n plek van seerheid gekom het, maar ook 'n plek van impulsiwiteit. Ja. So daar's vir my en 'n never say never want mense moet my nie op 'n pedestal sit nie, ons almal kan val. Maar daar's in my geen desire op hierdie stadium om weer terug te gaan nie. En my constant reminder, want jy moet 'n reminder hê. My constant reminder is altyd my vriende en familie. Jy weet dis maar die groot rede. So ja, dit is en ek neem aan en soos ek en jy wat ook al gepraat het, dit was 'n so in my geval 'n siklus wat ek gevolg het vir 22 jaar. Dis die hele tyd
jy begin vir jouself sê, nee, ek kan dit hanteer, en dan drink jy vir jou 'n glasie of 2 glasies, en dan so gaan dit maar aan tot dit weer op 'n klimaks kom, en dan begin dit daai selfde sirkel maar net weer voltooi. Was dit vir jou dieselfde gewees? Ja, ek dink jy kan klein begin, maar jy gaan altyd maar weer opeindig waar jy was. Inteendeel, jy gaan dit dalk nog erger doen as jy weer terug. Ja. Maar dis hoekom ek vir mense sê, jy moenie na my toe kom en sê ek is trots op myself want vir die laaste 2 weke het ek net 2 glasies 'n aand gedrink. Jy weet, want jy kan dit dalk 1, 2, 3, 4, 5 keer regkry, maar iewers gaan jy stamble. Jy weet, as jy heeltyd die duiwel onder jou neus hou, jy weet, dan dis net so lank wat jy die temptation kan resist. Jy weet, dit is maar dieselfde ding as jy na kaal meisies gaan kyk, dan gaan jy iewers pornografie kyk of whatever. As jy is tussen mense wat drink die hele tyd sonder 'n goeie accountability of 'n goeie rede, dan is dit iewers wat jy weer gaan stumble. Ja. So, ek persoonlik, ek's baie regger daaroor, maar ek dink ek doen dit op 'n mooi manier. As jy wil ophou drink, los dit heeltemal. Jy weet. Hulle het nou Op die scientifically dag die eie besluit. So, hulle het nou scientifically bewys met behavior science dat as jy in die proximity is van 'n high achiever of ons het dit nou genoem het of 'n slegte negatiewe force, sê maar mense wat drank drink, jy conform tot jou environment of tot daai persoon of persone of groep. So wat jy ook nou gesê het, as jy jouself nie wegneem heeltemal van daai ding wat jou probleem is nie, dan set jy jouself op vir failure outomaties. ja. Ja. Ek dink 'n ander ding wat ek gedoen het, ouens, wat ek het myself daar uitgesit op social media. Nou ek is nie 'n groot ou op social media soos ander mense noodwendig nie, maar ek het besluit ek gaan my testimony op social media Hierdie deel. man. Klink bekend. Wat hierdie man? Hoe nou? Jy's reg, praat maar. O, nee, ekskuus, daar's nou baie seker inside jokes wat ek nou nie verstaan nie, maar Want ek het Ek, alles gedoen. Ek het ook begin myself accountable op social media. ja. Ja, jy laat weet net vir te veel mense hiervan en dan kan jy nie teruggaan daarop nie. Ja. En ek dink dit het my baie gehelp en toe ewe skielik begin mense na my toe kom en sê vir my hulle sukkel. Maar ek dink die een ding is, ouens, ek raak nie meer te vinnig te excited oor iemand wat vir my sê hulle wil ophou nie. Nie dat ek nie excited is nie, maar die een ding is ek kan nie die besluit meer vir jou wil hê as wat jy dit vir jouself wil hê. Jy weet, ek kan nie. Ek dink dis 'n ding wat ons ook moet besef. Ek wil net hierdie noem. Ons ouens ons praat van personal growth en 'n ander tipe mindset. Jy moet ook boundaries hê om jouself te beskerm want mense kan ons baie maklik misbruik. Jy weet, en kan ons vat want ons het ook net soveel tyd en energie. En daar's ek kom net agter hoe intens hierdie besluit is wat ons gemaak het. Soveel mense sukkel om daai besluit te maak. En ja, Dewald, dan soos jy sê om met ander tipe mense tyd te spandeer, om ander gewoontes te kweek. Jy wat byvoorbeeld nou so in jou oefeninge is, het my geïnspireer om ek doen nou cardio fit. CrossFit is te taaf vir my, maar ek doen cardio fit. Ek probeer 3 keer 'n week daarby uitkom en draf. En ek het vir my vitality gaan kry dat ek my 900 punte ten minste 'n week moet kry. So Vrydag aand 9:00 toe kom ek by die huis van die lughawe af. En toe gaan draf ek in hierdie donkerte op die plaas want ek kort nog 200 punte. Jy weet, so wat 'n mens sal dit doen as jy nie die punte nodig gehad het nie. So it keeps you moving, you know. Ja, ek dink saam met daai besluit van ophou drink, moet jy jouself heeltemal reinvent. Jy moet heeltemal anders gewoontes kry. Dis is 'n heeltemal 'n stap weg van jou ou self into your new self. Hoe ek dit gevoel het in elk geval. Ja. En ek dink ek glo dat ek glo nog steeds dat drank nie eintlik die probleem was nie, maar 'n solution was. So daar was onderliggende habits of maniere wat jy dinge gedoen het of verkeerd gedink het wat gelei het tot dat jy drank as 'n oplossing gesien.
Hmm. So wanneer jy ophou drink, is dit om daai soos jy ook mooi gesê het, is van is om 'n mind shift te doen en te weet dat ek sou nou anders te moet dink oor dinge. Ek sou anders te moet optree. Want daar's iets wat ek nog steeds mee moet vrede maak, deel of op 'n ander manier vorentoe dink sodat drank nie meer die solution is. Ja. So Dewald, hierdie is vir my interessant en dis nou terwyl jy dit nou sê, dink ek nou, want dis wat ek wou gesê het voor ek en jy nou dieselfde tyd begin praat het. My sielkundige het my gechallenge wat ek het om Oktober 2022 begin sien. En hy het vir my gesê jy gaan vir 'n tyd deur 'n alleentyd moet gaan. En dis hier waar die mense vashak. Dis daai alleentyd. Jy weet daai oorgangstyd van die een na die ander een toe. Want ewe skielik kom jy in aanraking met jou insecurities, jou vrese en dis die goed wat jy probeer, dis die goed waarvan jy nou praat, jy weet, daai goed wat jy probeer wegvat deur alkohol, jy weet, of dis die solution. En ek sê nou vir julle ouens, as 'n ou wat 'n ekstrovert is, was dit die taafste, mees ongelooflikste tydperk in my lewe en ek sal dit nooit vergeet nie. Waar gaan dit van, okay, dis nou okay om alleen by die huis te sit. Ek het toe opgehou om planne te maak en myself uit te nooi na goed toe, wat ek daai tyd baie moes doen. En ek het op 'n punt gekom waar ek toe gesê het, ek gaan nou die naweek net by die huis sit. En dit was taaf, maar nou kan ek ook nie meer drink by die huis nie. Nou is dit net ek en my honde. En toe ontmoet ek hierdie mense van die kerk en ek raak betrokke daar en jy weet, en toe begin my sielkundige goed optel tot op 'n punt waar ek nou vir julle kan sê my lewe het 180 grade gedraai en my lewe is nou meer besig as wat dit was. Regtig, my foon is belaglik besig met sielkundige goed en musiekgoed en so aan. Maar ek moes deur daai stiltyd gegaan het om aan die ander kant te kon uitkom. So ek dink jy moet dit amper sien as ek moet oor 'n berg klim en ek moet aan die ander kant uitkom, want as jy nie bereid is om oor die berg te klim nie, dan gaan jy ongelukkig heeltyd aan dieselfde kant bly. Ja, en dit is mense om jou verstaan dit nie altyd nie, want jy moet deel met die nuwe dinkwyse en die nuwe gevoelens wat opkom en die nuwe alles wat jy vir lank gebear het, moet jy nou iewes skielik aanvaar en mee deel en dis moeilik. Dis nie 'n switch wat jy net kan aan en afsit nie. Ja, Ek het vir 2 jaar het ek dit in stilte gedoen. Ek het die eerste keer toe ek 2 jaar my merkie slaan, toe het ek dit publiek gemaak. Omdat al Wow. voor het my drank het voor dit al klaar 'n probleem geraak waar ek myself afgesonder het van die wêreld. So ek het al klaar al by daai punt meeste van my kennisse, vriende, familie al afgesonder. Want ek Maar het sou jy jouself as 'n introvert of 'n ekstrovert beskou, Dewald? ek ondervind vir my as ek tussen mense is, die regte mense, is ek 'n ekstrovert. Maar ek is eintlik 'n introvert. Dit vat baie van my energie en om rondom mense te wees en met mense te praat. So dit kom nie vir my so maklik nie. En dis hoekom dit ook vir my maklik is om te af te sonder, omdat ek kan op my eie wees. Maar op my eie beteken dit ook ek hoef nie my dinge wat ek mee struggle of die dinge wat ek verkeerd doen met enigiemand te deel of accountable te wees. Nee. Ek like it. Dis baie cool. Dis baie cool. Ek sou dit nie so lank kon stil bly nie want ek het verbale diarree. So Maar ek wil nou by sê, dit is meneer Facebook en social media hierso, maar met my fitness journey was dit nou andersom. Ek het van die begin af geweet ek moet myself accountable hou en ook dit daar buite sit sodat ek 'n verwagting kry al gee niemand om nie, maar my kop het gedink, okay, as ek dit post of iets sê en doen, wil ek weet dat ek dit sal doen sodat mense kan sien dat ek 'n man van my woord is deur my aksies ook. So
Het jy nie eendag soos 7 kilometers gehardloop of iets soos dit, net nadat jou pa oorlede is of ietsie? Ja, so gedurende my pa wat in sy finale was in die hospitaal, het ek gedink aan my kop, dit sens gemaak in my kop. My pa lê daar in pyn, en ek kan niks aan doen nie. So in my kop het ek gedink, okay, maar ek kan miskien iets doen wat vir my pyn veroorsaak en dit dan op daai manier tangibly dra vir hom. So ek het toe besluit om daar so 'n Goggins challenge wat hulle gedoen het. So dit was basies elke 4 uur 4 myl, maar ek het dit toe 7 kilometer geraak. So ek het elke 4 ure het ek 7 kilometer gestap vir 6 rondes. So 24 uur. Jo, dis nogals next level. So partykeer maak dinge weird sense in my kop, maar ek weet dat ek wil my pa net geëer het deur omdat hy het gefight, hy het daai essence in hom gehad. So ek het net gedink daai selfe essence en daai fighting spirit is in my. So ek het net gedink dis die enigste manier hoe ek hom kan eer of die pyn saam met hom dra is op daai manier en dan vir hom basies dit aan hom op te dra. So. Dis baie cool. So ek gaan nou sommer met julle deel ook. Ek gaan nou die 22ste Maart gaan ek event hier doen in Kaapstad. Hulle noem dit die Deadly Dozen, wat ook basies so 'n endurance event is. Wat ek dan dis basies die jaarmerk. So dan gaan ek dit op dieselfde manier vir hom doen. Okay. Maar jy stap dit net, jy draf dit nie. So dit was eintlik soos ek sê die Goggins challenge is eintlik 12 sulke rondes en jy draf stap dit hoe ook al. Jy moet dit net doen in 'n 4 ure siklus, 12 rondes. So mense dink dit is maklik, maar doen dit vir 48 ure is 'n ander level. So op daai tyd was ek nog pretty much dik. Ek het 135 kg geweeg. So imagine 135 kilogram man met 7 kilometer stap vir 6 rondes. Dit is 42 km. Dis baie gewig om te dra. Maar ja, jy het alles gekyk. Ek het die eerste 60 dae nadat ek hierdie besluit geneem het was vir my baie maklik. Dit was die dopamine het gevloei en ek het great gevoel en ek was happy met my besluit en dit was alles. Sorry, JJ, dis die honeymoon phase. En toe ja, vir die laaste ek sal sê 3 weke, miskien bietjie langer, is dit maar net om te deel met die programmering wat plaasgevind het vir die vorige 25 jaar se gedrinkery, om nou alles te reverse en om jou subconscious oor te reprogram, dit put my uit. Dit maak my mentally net moeg en ek wil net weet by julle of julle dieselfde ervaar het en of julle of dit maar net ek sê vir jou, ek dink vir my die grootste challenge was seker tussen maand sê maar 2.5, 3 tot by maand 6. Want ek dink dit was daai transitioning tyd vir my, soos ek nou gesê het. Dit was letterlik waar ek besluit het, wow, okay, my lewe is anders. Ek sien nou actually die resultate van hoekom ek nie dit moes gedoen het nie. So in my geval, daai tyd was ek toe ook besig met my tesis. Wat ek het April ophou drink, Augustus. So ek voel toe die Here roep my om op hierdie uitreik te gaan. Augustus kom ek terug. Was sielkunde altyd 'n ding wat jy wou doen of was dit maar net na jy opgegroei? Ja, nee, vandat ek op skool was. My pa was ook 'n sielkundige. Okay. Maar dit was moeilik vir my, want my punte was nie so goed nie, maar ek het letterlik teruggekom in hierdie tesis wat nog so ver van klaar was, in 'n maand en 'n half klaar geskryf en bonatuurlik goed gedoen. Jy weet, of vir die standaarde van akademies op my vermoë teenoor wat ek gekry het. Ja. En dit was vir my, ek dink dit was vir my nogal cool om te sien hoe die Here vir jou, as jy in die Here se wil stap, jy weet, ek sê nou nie gaan doen alles van die Here en moenie jou werk doen nie, maar ek het regtig gevoel hy roep my op hierdie uitreik en my supervisor het vir my gesê, "Jeggie, daar is 'n manier dat jy hierdie ding teen Oktober gaan ingee." En okay, so ek dink toe moes ek maar besluit vir die volgende paar naweke gaan ek het letterlik Vrydagmiddag by die huis gekom en ek het niks geslaap nie. Maar ek dink daai tyd, daai besig wees,
het my brein ook 'n bietjie geprogrammeer. So ek was heeltyd in touch gewees met die ander kant en die resultate. So ek het 'n bietjie positiwiteit gehad wat ingekom het en ek het vir myself goals gestel. So ek dink mense onderskat die waarde van goals. Jy weet, daai hele ding van die why en die how. En jy kan dit baie eenvoudig doen. Ek het vir my 'n app gedownload met waarop ek nou my eenvoudige goals skryf. Ek maak dit glad nie so fancy met plakkate en goed nie. Maar die feit dat ek dit een keer 'n week net deurhardloop en sê, okay, dis soveel geld ek hierdie jaar wil spaar, dis soveel oefeninge ek wil doen in 'n week. Dis nie belaglike goals soos ek wil nou vir 2 weke in Maldives gaan sit in Junie nie. Dis great as jy dit doen, maar ek dink dit is so half realistiese goals, besigheidsgoals, oefening goals, wat ek wil bereik. Jy weet, ek ry nou nog 'n klein karretjie, ek wil byvoorbeeld vir myself 'n bakkie koop hierdie jaar. So ek het vir my 'n datum op het gesit wanneer ek dink my besigheid in staat gaan wees om vir my te kan help met 'n bakkie. Jy weet, dis net daai accountability dat jy net vir jouself 'n deadline stel van okay, so nou het jy iets waarvoor jy kan wag en spaar. Ja. So tipe. JJ, ek dink dit is basies waar jy nou op die oomblik is. JJ is op die oomblik dat hy het al hierdie energie, hierdie wellus om nou iets te doen. Hy's 'n nuwe mens, hy het nuwe hoop, hy het nuwe vooruitsiene, maar hy het nog nie daai pointing arrow. Ek het nog nie my rigting nie. Waarheen? Hoe lank is jy, JJ? Hoe lank is jy nou skoon? 105 dae vandag. Okay. Ja, So, okay, jy's actually nou op die interessante fase wat ons nou gepraat het. Okay. Yes. So Sorry, jou iets wat het afgegaan. sorry. Wat het jy gesê? Nee, ek dink net jy's nou op 'n baie interessante fase en ek dink hierdie ding wat ons nou doen, die podcast is great, die tipe denkwyse wat jy nou besig is om te vorm en so aan. Jy weet, soos iets wat ek doen om mense te help byvoorbeeld. Ek het 'n mentor, Dr. Mario Denton, wat 'n bedryfsielkundige is, maar ook baie passievol oor sy geloof. En obviously kon ek altyd persoonlikheidstoetse doen en sulke goed, maar ek het nou 'n baie spesifieke tipe persoonlikheidstoets wat ek saam met hom begin doen het en belangstellings en so aan. En dis ook baie geloofsgebaseerd en ja, dis vir my nogals lekker om mense op so 'n manier te help om actually vir hulle te kan sê, want ek dink deur hierdie hele proses van ophou drink moet jy jouself leer ken. Ja. En jy moet uitfigure wat is my persoonlikheid, want dis 'n ding waarmee ons sukkel. Soos, is jy 'n direkte mens? Is jy 'n avoider? Is jy iemand wat konflik goed hanteer? Is iemand wat stres goed hanteer? Is jy ekstrovert? Of is jy byvoorbeeld wat is jy 'n social extrovert of 'n funksionele ekstrovert? Al daai tipe goeters speel 'n rol in die leer jou ken fase. En ek dink maar net ja, ek en Dewald het dit nou op die harde manier uitgefigure en jy's nou besig daarmee, so maar ja, ek dink dit is maar net belangrik om in te plak met dit. Want ek bedoel jy moet maar mense gaan soek en daar's baie ouens soos ons wat dit gedoen het en weer verlore geraak het. Die sisteem het hulle net ingesluk. So Ja, dit is ek ken die persoon wie ek was die laaste 25 jaar, maar dis nie die true me nie. Dit was maar net daai persoon gewees wat ingefit het met daai siklus van my lewe. Dit is nie wie ek regtig is nie, so. Ja. Maar ek dink is cool. So ek sal julle ouens daar's 'n pel van my in Durbanville, Gideon Conradie. Ek weet nie of julle weet wie hy is nie. Maar hy het so 'n ding wat hy die F5s. Ek sê julle ouens 'n bietjie laat weet as dit weer opkom. Miskien is daar ouens wat hierdie ding luister wat ook in dit belangstel. Maar basically wat ons gedoen het, ek hou nou net ons tyd op dop. Basically wat ons gedoen het, ons het gefokus op 5 fondasies wat is vriende, familie, fitness, finances, en faith. Daai 5 goeders. En ons hardloop dit so deur vir 40 dae. Nou eet ons ook nie suiker nie en ons eet gesond en jy weet, jy moet elke ding doen vir 30 tot 40 minute 'n dag. Maar daar's daai accountability, ons het een keer 'n week gemeet. So ewe skielik omring jy jouself met like-minded ouens. En dis vir my, ek moet sê ek is so excited oor jong ouens. Ons praat van
ons is nou nie meer young adults, ons is eintlik net adults, maar ek is so passievol want almal fokus altyd op jong mense. Baie mense en almal fokus op vrouens, maar hoeveel mense worry actually oor mans wat swaar kry, veral van ons ouderdom tussen 35 en 55. Jy weet, want dis die tipe generasie wat ek sê amper afchop. Jy weet. Baie So waar. Baie waar. Maar dis ook die generasie wat ek voel net 'n kus noem jy, maar wat daai stigma moet gaan verander, omdat ons is in die transition periode van die ou generasie en die nuwe generasie. Ons lê so in die middel. So ek dink ons het 'n verantwoordelikheid om die groep mense te koop en vir hulle te sê dat daar's nog mense daar buite wat so sukkel, maar ook daar's soveel hoop en maniere om hierdie lewe op 'n baie beter manier te lewe. En dit is onnodig om soos Jeggie ook gesê het, is dat daar's 'n tydperk wat jy alleen moet beklei. En jouself vind en jouself vertrou en op daai manier, maar daar kom op 'n punt. Dis dieselfde met my oefening ook, dis dieselfde met my alkohol. Jy kom by 'n periode waar jy rondom ander mense moet wees wat like-minded is, wat miskien verder in die journey is, omdat dit accelerate net die manier hoe jy na dinge dink en hoe goeie gedoen word. So ek dink daar is 'n proses involved waar daar 'n initial fase is waar jy dit op jou eie doen, maar daar's definitief 'n tydperk wat dan kom waar jy jouself rondom ander mense moet kry hoor. ja, ek dink maar van die begin af het jy wel ek dink eintlik hoe langer ek aangaan doen ek dit al hoe meer op my eie. Maar maar hoor gou, boys gaan ons ding stop na 2 minute. Ja. Dan kyk ons. Ja. Okay. Ons gaan 'n slotsom doen. Jy kan die slotsom doen en dan dink ek dit gaan 'n to be continued. Ja, ek voel ook ons het nog baie oor te praat. Yes. Ek dink ja, so wat het ek nou? Okay. Boys, ek gaan vir julle sê dankie. Ek gaan nou onder pressure voel met my tyd. Maar ek dink soos jy langer aangaan, begin jy eintlik meer independent raak en jy kry independence. So maar jy is alleen op hierdie journey, maar jy het 'n support base van mense nodig wat jou kan help. So mentors is belangrik. Ek dink volgende keer ouens, JJ, jy het 'n boekie. As ons praat van die circles, ek wil met julle ouens praat oor die circles en bietjie meer oor 'n paar sielkundige aspekte praat nou dat ek van my testimony deel. So kom ons praat dan volgende keer, maar baie dankie dat julle my genooi het om hier te wees. Ek is baie passievol oor dit om veral mans en alkohol en daai tipe goed. So great opportunity. So dankie boys. So ek hou altyd hoe ek glo dat die lewe soos 'n legkaart is en dat stukkies rondgeskuif word. Veral as mense op die regte pad wil klim. So amazing is hierdie storie eintlik waar ons drie by mekaar uitgekom het randomly. En die chat kan hê. En op 'n einde van die dag sien mense altyd die ripple effek wat dit het, maar hierdie woorde gaan miskien op iemand se hart gaan lê. En dit kan miskien 'n verandering doen in hulle lewe. Hulle gaan op 'n journey en op 'n einde van die dag kan hulle weer iemand anders te